Goeiemôre, baie welkom by Agape, die klein gemeente met die groot hart. Ons praat vandag oor die vlakke van verhouding met die Heilige Gees. En ons onderliggende tema is dieper as diep. Jesus maak 'n ontnigterende stelling, net soos wat hy kon in Matteus 15 vers 6. En hy sê die volgende, hy sê, so het julle deur die tradisie, die woord van God, kragteloos gemaak. Wat 'n skokkende stelling. So het julle deur die tradisie, die woord van God, kragteloos gemaak. Jy sien, wanneer tradisie voorrang geniet bo die woord, verloor die woord effek in ons lewe. Effek beteken gesag om te verander. Het jy al gewens, daar was 'n groter krag van verandering in jou lewe gewees? Die vraag vandag is, hoeveel gesag gee jy aan hom? Want jy sien, tradisies vorm die lense, waardeur ek en jy na die waarheid kyk. 2 Korintiërs 3 vers 6 sê, hy het ons bekwaam gemaak om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Elke keer in die Nuwe Testament wat ons hierdie woord gees hoor, dan in ons agterkop hoor ons fontein van lewende water. Ons hoor daar iets in ons wat lewe bring. So wat beteken hierdie vers? Hierdie vers beteken letters gee inligting, maar die gees openbaar geheime. En elkeen van ons soek daai geheim, en daai geheim wat ons dieper vat. Daai geheim wat Jesus 'n realiteit vir ons maak. Het jy al gewens jy kon meer soos Jesus wees? Het jy al gewens Jesus was nie net 'n ding wat jy glo nie, maar iets wat jy kon leef en kon wees? Johannes 16 vers 12. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Vers 13. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Hy sal my verheerlik, omdat dit wat hy van my sal ontvang, hy aan julle sal bekend maak. Nou kom ons kyk na hierdie 3 vlakke van verhoudings waar ons almal staan. Ons het almal 'n fisiese vlak, dan het ons almal 'n sielsverhouding met iemand of iets, en dan het ons 'n geestelike verhouding. Dink aan Thomas. Hy weier om te erken dat Jesus opgestaan het, tensy hy sy wonde gesien het. Inteendeel, hy sê, voor ek nie my vingers in sy wonde gesit het nie, gaan ek nie glo nie. In Johannes 20 vers 29 reageer Jesus so. Hy sê, glo jy nou omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, en tog tot geloof gekom het. Thomas is in hierdie eerste vlak van verhouding, die fisiese vlak, hy dink op daai vlak. En tog sê Jesus, deur geloof is daar 'n dieper vlak van verhouding. Is jy nog op daai fisiese vlak? Of is jy gereed om dieper te gaan? Thomas was op daai fisiese vlak, is amper soos 'n man wat verlief raak op 'n baie mooi vrou. En hy's dol verlief op haar. Dan vra ek myself altyd die vraag, wat daarvan as hierdie vrou 'n bietjie ouer raak, en 'n bietjie meer plooie kry, en nie meer so mooi is soos in haar jeug nie? Gaan sy liefde dan ook by die deur uitval, want hy's lief op 'n fisiese vlak alleen? Jy sien, fisiese verhoudinge koel af met tyd. En wanneer ek my verhouding bou met die Here net op wat hy vir my kan doen en wat ek kan sien en die wonderwerke wat ek kan beleef, dan iewers vorentoe gaan daai verhouding afkoel. Hierdie vlak is nie 'n vlak wat toegewyd is aan dieper as diep nie. En die sekuriteit in hierdie verhoudings is aan omstandighede gekoppel. Omstandighede is die bewys van die verhouding. Is hierdie ouens wat sê, die Here is met my want ek kan sien wat hy vir my doen. Maar my vraag is, wat dan as dinge nie so lekker reg loop in jou lewe nie? En wanneer omstandighede verander, dan verander die temperatuur van hierdie verhouding. Ons het laasweek gepraat oor die man wat vir Jesus sê, ek wil U volg. En Jesus sê, okay, verkoop alles wat jy het en kry my môre hier. En die man het hartseer geraak en weggegaan en Jesus het hom nooit weer gesien nie.
want die temperatuur van sy verhouding was aan sy omstandighede gekoppel. Hy het 'n goeie verhouding gehad toe dit met hom goed gegaan het. Gebedsverhoring en wonderwerke is gewoonlik die bewys vir hierdie mense dat daar 'n verhouding is. Dink 'n bietjie aan die gelykenis van die saaiër. Die saad val tussen die dorings en die diep gedagtes word verdrink. Mense wat met die Here en die Heilige Gees net op hierdie fisiese vlak beweeg, kry nooit diep gedagtes nie. En wanneer hulle die diep gedagtes kry, is hulle so weg. Die volgende vlak is 'n sielsverhouding. Dink aan Dawid en Jonatan. Dawid en Jonatan was baie lief vir mekaar as vriende. Maar die vraag wat 'n sielsverhouding altyd vra is, hoe voel ek in hierdie oomblik? En ons kerke is vol mense, hulle sê, as die aanbidding reg is, dan was die Gees hier. As die musiek mooi is, dan kan ek voel hy is hier. Dis reg, ons moet hom kan ervaar en kan voel. Maar die vraag is, hoe voel ek in hierdie oomblik, bepaal hoe die verhouding is. Atmosfeer is 'n bewys van liefde. En as die atmosfeer nie daar is nie, is die liefde by die deur uit. Die high in jou en my lewe is altyd net tydelik. En dit is sulke mense se Achilleshiel. Want jy sien, versoekinge en getrouheid is die dinge wat hulle pootjie. Want as daar versoekinge kom, dan trek dit hulle oog en hulle is nie so lekker getrou nie, want ek voel nie vandag daarna nie. En die versoeking is gewoonlik die nuutste afgod in hulle lewe, materialisme of mense. Hoe lyk jou verhouding? Kan jy vandag die tree gee na die hoogste vlak? Hoor wat sê 1 Korintiërs 2 vers 11. Want wat 'n mens ken die dieptes van 'n mens, behalwe sy eie gees in hom? Net so kan niemand die dieptes van God ken nie, behalwe die Gees van God. Met ander woorde, God se dieptes kan slegs ontdek word wanneer ons harte resoneer met die Heilige Gees. Is dit moontlik dat ek en jy op daai plek kan kom waar ons hom na die Gees kan ken? 1 Korintiërs 2 vers 12 sê, ons het tog nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat van God afkom. Ons is nou in Pinkstertyd en ons praat oor die Heilige Gees. En hierdie vers gaan aan, hy sê, sodat ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Die groot vraag is, wat het God aan ons geskenk? Sy Gees, wat sy gedagtes aan ons bekend maak. Die grootste geskenk. Toe Jesus weggaan, toe sê ek stuur 'n ander trooster. En hierdie trooster wat kom, gaan my gedagtes aan jou bekend maak. Dink 'n bietjie aan Paulus, hy het Jesus nooit ontmoet nie. Hy het nooit fisies met hom gepraat nie. En tog het hy 2/3 van die Nuwe Testament geskryf, want Paulus het toegang gehad tot hierdie geheimenisse van God, want die Gees van God was binne in hom. En deur die Heilige Gees kon hy hierdie 2/3 van die Nuwe Testament oor Jesus, wat hy nooit ontmoet het nie, geskryf. Ek en jy het Jesus ook nog nooit fisies in lewende lywe aanskou nie. En tog kan ons die geheime ken. Nou, hoe gaan ek hierdie vlak van geesverhouding binne? En ek wil vandag vir jou 5 woorde sê. Glo al sien jy nie. Glo al sien jy nie. En dit bring ons by die vraag, George, maar hoe maak ons kontak? Jy sien, ons liggaam, waar ons woon, is nie noodwendig verlos nie. Hy is nie wedergebore nie, my gestalte het nie verander toe ek wedergebore geraak het nie. Ons siel is in die proses van heiligmaking, soos wat ons stap, maak ons nog foute en ons leer uit ons eie foute uit. Maar ons gees is volledig, perfek wedergebore, die dag toe ons Jesus aangeneem het. So hoe kommunikeer 'n volmaakte God dan met ons? Jy sien, sy volmaakte gees kommunikeer met 'n volmaakte wedergebore gees, en daarom is daar perfekte kommunikasie.
Wanneer jy hom aangeneem het en jy is weergebore, dan is dit 'n volmaakte gees wat met 'n volmaakte gees praat. En watter invloed het dit op ons? Kyk na 2 Korintiërs 5 vers 16. Hy sê, gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eers na die uiterlike leer ken, ken ons hom nou nie meer so nie. Met ander woorde, ons het die vermoë ontvang om hom en mekaar na die gees te ken. En dis daai diepste vlak, daai dieper as dieper verhouding. En dit maak 'n totale nuwe dimensie vir jou en my vandag oop. Skielik, wanneer die Heilige Gees in jou kom, kry jy nuwe insig in die woord. Skielik is dit nie net woorde wat jy moeilik moet verstaan nie. Skielik kan jy tussen die lyne lees. George, het klink baie grand, maar hoe ontvang ek die Heilige Gees? Gaan na Handelinge 8 vers 15. Hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. En hulle het toe vir hulle die hande opgelê, en hulle die Heilige Gees ontvang. Die oomblik toe die disippels kom, hulle lê hulle die hande op, in geloof, en die mense die Heilige Gees ontvang. Nou gebeur dit nie net outomaties wanneer ek gelowig word nie. Hoor wat sê Handelinge 19 vers 2. En hulle het gevra, het julle dan die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar Heilige Gees is nie. So in hierdie ouens se geval het hulle dit nie outomaties ontvang nie. Vers 6 sê, Paulus het hulle ook toe die hande opgelê, en toe die Heilige Gees op hulle gekom. Jy sien, Jesus is die deur, maar geloof is die sleutel. En ek wil vandag vir jou 'n groot vraag vra. En dit is die mikpunt van die hele woord. Hunker jy nog na meer? Of is jy tevrede om te ken uit die fisiese vlak? Is jy tevrede om net te ken uit sy versoening en uit sy voorsiening uit? Is jy tevrede om net die emosie te jaag? Of hunker jou gees na meer? En ek wil vandag vir jou sê, hierdie is 'n dag, hierdie is 'n groot dag, wat jy kan gaan na jou gemeente toe, gaan na iemand toe wat vol is van die Heilige Gees, sê vir hom, lê vir my hande op, bid vir my, sodat ek kan ontvang, want my hart hunker na meer. Ek is nie tevrede om net op hierdie vlak van die gees, van die siel en van die fisiese alleen om te dien nie. Ek wil hom ken na die gees. In jou is daar 'n perfekte mens, 'n geesmens. En daai geesmens kan perfekte kommunikasie hê met die gees van God. En is waar, baie keer gaan jou en my brein nog sukkel om te interpreteer wat ons voel. En ons gaan leer, want Paulus sê ook, ons moet ons beywer om in al die gawes van die gees te beweeg, te sê, maar oefen julle in die beste gawes. So daar is oefening ook nodig. Maar die begin van die pad is om by hierdie plek te kom wat sê, ek hunker na meer. Dis die grootste vraag wat ek en jy ooit kan vra, is Here, gee vir my meer. Ek is content, maar ek is ontevrede. Ek sê altyd, die evangelie is gratis. Was nie goedkoop nie, want dit kos 'n prys. En vandag gaan ek en jy dalk die prys moet betaal om van 'n paar tradisies weg te stap. Ons het laasweek baie gepraat oor tradisies. Gaan luister daai woord. Ons het gesê tradisies is 'n substituut vir liefde. Dis die kort pad. Maar die Here wil jou en my vandag by die plek bring waar ons daai geeskommunikasie kan hê. Hoekom? Want dan is jy nooit weer alleen nie. Maak nie saak hoe groot die druk van die wêreld is nie. Maak nie saak hoe ingewikkeld jou omstandighede is nie. Jy sal nooit weer alleen wees nie, want hy is daar vir jou elke sekonde. Kom ek bid vir jou. Vader, ek wil vir elke persoon wat saam my geluister het vandag, bid en ek wil elkeen seën om te hunker na meer. Dankie dat ons U nie net gaan ken
uit wat U vir ons gaan doen nie. Dankie Vader dat ons U nie net gaan ken uit die gevoel wat ons het op die dag nie, maar dat ons U na die Gees gaan ken. Dat ons U deur die Gees gaan ken. Aktiveer ons geloof. Bring ons op die plek waar ons vol van die Gees van die waarheid sal wees. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Gaan hierdie week al hoe hinkerend in. En volgende week gaan ons 'n nuwe tema hê, maar gaan saam met ons op hierdie pad, totdat jy by die plek kom, waar jy daai volle kommunikasie, daai dieper as diep ervaar, elke dag van jou lewe. Dis joune om te geniet, elke oomblik. Mooi loop.